1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Rut, die meisie wat alles gelos het vir liefde. Daar was 'n jong vrou wat alles kon agterlaat en huis toe kon gaan. Maar in plaas daarvan het sy haar skoonma se hand gevat en gesê: "Ek gaan nooit weg nie." Rut was 'n Moabitiese vrou wat met 'n Israelitiese man getrou het. Haar lewe was goed, tot droogte en hongersnood en dood alles kon verander het. Haar man het gesterf. Haar skoonpa is reeds dood. Selfs haar swaar sterf. Nou sit daar net 3 vroue oor. Rut, haar skoonsis Orpa en haar skoonma Naomi, wat so verpletter is deur verdriet, dat sy vir die mense sê: "Moenie my Naomi noem nie. Noem my Mara, want dit beteken bitter." Naomi besluit sy gaan terug na haar tuisland Israel toe, want sy hoor daar is weer kos. Sy draai na haar 2 skoondogters en sê: "Gaan terug na julle eie mense toe. Julle het niks by my nie." Orpa huil en sy soen haar skoonma vaarwel en stap weg. Dit is die verstandige ding om te doen, dink sy. Rut klou egter net vaster aan Naomi. "Moenie my smeek om jou te verlaat nie," sê Naomi weer. Haar stem breek amper. "Gaan terug, my kind." Rut staan doodstil op daardie stowwerige pad tussen 2 lande. Haar hart klop swaar en sy dink: "Ek kan omdraai. Ek kan my ou lewe terugkry. Maar hoe kan ek haar alleen los? Sy wat soveel verloor het." En sy vat Naomi se hande vas. "Moenie vra dat ek jou verlaat nie," sê sy. Haar stem nou vas en helder. "Waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy bly, sal ek bly. Jou volk sal my volk wees en jou God sal my God wees." En Naomi kyk vir haar verstom en sê niks meer nie. Sy weet, hierdie meisie gaan nie omdraai nie. Hulle loop toe saam, die 2 vroue, alleen en arm, tot in Bethlehem. Rut moet nou vir albei van hulle kos vind. Sy stap elke oggend na die lande toe, om agter die wat oes, die graankorrels op te tel wat oorbly. 'n reg wat arme mense in daardie tyd gehad het. Op een dag stap sy toevallig op 'n land wat aan 'n ryk man met die naam Boas behoort, wat toevallig ook 'n familielid van Naomi is. Boas sien haar raak tussen die are koring optel, hoor van haar lojaliteit teenoor Naomi en sy hart word sag. "Bly hier op my land," sê hy. "Ek het my werkers gesê, hulle moet ekstra are vir jou los." En van daardie dag af sorg Boas vir Rut en Naomi. Uiteindelik trou Boas met Rut en hulle kry 'n seentjie met die naam Obed. Obed word die oupa van Isaai, wat weer die pa word van 'n seentjie met die naam Dawid, wat eendag koning van Israel sal word. En so word 'n vreemdeling vrou, wat net getrou gebly het by haar liefde, deel van die grootste storie van almal, wat wys dat trou en liefde, al lyk dit klein, dalk die grootste vrugte van almal kan dra. Fluit, fluit, my storie is uit. En vir die ouers, of oupas en oumas wat saamgeluister het, Rut kon die maklike pad gevat het. Sy kon huis toe gegaan het, na haar eie mense, na haar eie gemak. In plaas daarvan het sy gebly, uit pure liefde. Al het sy nie geweet wat aan die ander kant wag nie. Dis nie altyd maklik om lojaal te bly nie, veral wanneer dit ongemaklik of onseker voel. Maar Rut se storie wys vir ons, soms is die grootste liefde net om te bly, wanneer dit sou makliker gewees het om te gaan. Jy kan vanaand vir jou kind of kleinkind vra, is daar iemand in jou lewe wat jy wil wys, jy is lojaal aan hulle,
al is dit moeilik. Of net eenvoudig, wie is jou Naomi? Dankie dat julle hierdie storie saam met ons geluister het. Sien julle volgende keer.